In die vroege kerk het die mense gesê, Jesus is die Here. Nou, dit is 'n moeilike ding om te verstaan, ek gaan dit vandag wil ek daaroor praat. Hierdie woord, die Griekse woord vir Here is kurios. Nou, dit beteken meneer of meester of baas. As jy dit nou net na Afrikaans direk vertaal, meneer of meester of baas. Maar dit beteken baie soos 'n oppervelvoerder of grootse koning, is iemand wat alles, al die betekenis van alles onder hom word in hom gedefinieer. Dit is 'n moeilike woord, maar Jesus is die Here. Nou hoe dit begin het, hier in Handelinge, begin Paulus, baie evangelisasiewerk en sendingwerk doen, en Paulus reis ons die hele wêreld vol. En hy het deur Asië gereis en toe hy in Griekenland gekom, en op 'n dag was hy daar in Griekenland in Athene, by die Akropolis. En daar naby is die Areopagus. Areopagus is maar net so bergie, wat die ouens opgepreek het, en toe keer van die hoogtekie. En ek weet aan Handelinge 17, terwyl ek deur julle stad geloop en kyk net na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan aan 'n onbekende God. Die Grieke het baie gode aanbid. Hulle het vir elke God daar gestaan vir wind en vir reën en vir weer en vir dit en vir beskerming en vir paai en vir reis en alles. Maar daar was ook 'n God gewees wat het gesê aan 'n onbekende God, 'n altaar. En hier is 'n preekie van dit vandag al uit Griekenland. Daarbo is die Areopagus en die sonderlinge die amfitheater sien, dit gaan nie daar maar keer vandag bly, maar Paulus is nou iewers gedaan. En nou praat hy verder. Handelinge 17 vers 24. God van die wêreld het alles daarin gemaak het. Hy is die Here van die hemel en die aarde. Hier gebruik hy daai titel vir God. Hy sê hy is die Here van die hemel en die aarde. Met alle woorde, alles in die hemel en die aarde word op 'n manier toegeskryf aan God. Hy is die skepper daarvan, hy is die Vader daarvan. Hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het nie nodig dat mense hom versorg nie. Hy soek nie, soos baie godsdienste het offers gebring van vrugte en van vleis, die Testamente woord. Maar hierso sê hy is die Here. Ons hoef hom nie te versorg en 'n tempeltjies vas te beeld nie. Hy bly in 'n tempel. Hy is die Here. Maar hier sê hy, God is die Here van die hemel en die aarde. En hierso, die Griekse woord sê, in ander woorde, hy is die oppergesag van alles wat binne gebeur. Jy kan nie iets binne doen wat nie saamstem met die een die woord. Nou hierdie titel word in die Nuwe Testament vir Jesus gebruik. Jesus is die kurios. Ek wys julle net twee plekkies, die ene is in 1 Korintiërs 12, wat Paulus sê, waarom wil ek julle moet weet dat iemand wat sê vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie, en niemand kan sê Jesus is die Here, behalwe deur die Heilige Gees. So, Jesus is die Here, is 'n belangrike titel wat hulle vir Jesus gegee het. Later in Kolossense, omdat hulle weet dat julle van die Here as beloning sal ontvang wat hy beloof het, Christus is die Here in wiese diens julle staan. So ons staan in sy diens, hy is die Here. So die ding is, vir Christene, die vroeë Christene en vandagse Christene, is die ideaal, is om te sê, Jesus is die Here. So hy is die kriteria, waaroor alles gemeet word van Christendom. Jy kan nie iets in Christendom doen en ontneer dit in Jesus nie. Dan sê jy nie Jesus die Here nie. Met
Alhoewel, om 'n prentjie vir julle te wys, hy is soos die hoeksteen van 'n gebou. Die belangrikste steen van alle stene. Hy het niks in die Christendom en die Christenskap en die Christenmense kan buite Jesus se raamwerk bestaan. Hier het iemand 'n prentjie so gemaak van 'n hoeksteen wat sê, Jesus Christus, the chief cornerstone. Maar, ongelukkig, is ons gelowiges baie twyfelagtig. Ons sukkel met hierdie ding. So daarom klou ons vas aan ander dinge in die geloof. So ons maak ander dinge belangriker as Jesus. Ons klou verbeter vas, byvoorbeeld aan die Sabbat. Party mense is so erg in die Sabbat, dat het allerhande goeders plat druk. Ek onthou, as hy een klein sienkie, ek het my ouma dood uit gril 10 was, maar in daai tyd toe ek gril 10 was, bou my ouma. Sy was beskryflik by die Sabbat. En as jy net iets aangegeef het, iemand op die Sabbat, dan moet dat groot doen. Baie mense klou vas aan die tempel, aan die gebouwe en die kansels en die dere en die matte en aan die orgels en allerhande. Baie mense klou vas aan die tempel. Baie mense klou vas aan die voorskrifte in die wet. Baie mense so erg aan die voorskrifte in die wet, jy moet nie, jy mag nie, jy sal nie, dat hulle glad vergeet Jesus is die Here. Wat vergeet het? Baie mense klou vas aan die strukture en die ambte, ja, ek moet die kante en die goede, en het besluit daaroor. Baie mense het baie tradisies wat hulle belangriker is. Soos in Handelinge toe Petrus geglo die mense moet besny word. Sê Paulus, nee, hulle besny nie die mense. Petrus sê, ja, ons moet die mense besny. Paulus sê, hulle besny nie die mense. Hy het vastgeklou in die besnydenis. En as ek wys daar vir julle 'n prentjie van wat in ons eie lewe, in ons eie kerke gebeur het, nie te lang terug. Wat so gepraat het oor die Sondag. So word die Sondag ontheilig. Vorms van Sondag ontheiling sluit in werk rondom die huis. Jy op 'n Sondag rondom die huis werk, die moeilikheid. Werk en in die motorreis, en dryfweg op die sportveld, hengel, uitstappers, leesgewoontes. Wat moet jy lees op Sondag? Onder meer die Sondagkoerant. Volgens die verslag van die Kommissie van Openbare Sedelikheid wat gister op die Kaapse Universiteit behandel is. Hier is nou 1975. Dit was, op daai stadium was die Sabbat vir die kerk belangriker as om te sê, Jesus is die Here. Die ding wat ek wil sê, gaan ek julle gedeelte in die Bybel lees en Matteus uit, dat hierdie ander goedes is goedes, is nie non-goedes, dit is goedes. Maar as ons sê Jesus is die Here, moet ons verstaan waar hierdie goedes kan pas. Ek lees vir julle die gedeelte in Matteus 12 vers 1 tot 8. In die tyd het Jesus op 'n Sabbatdag deur die gesaaides geloop. Sy disippels het honger geword en die are begin pluk en van die kolings gekeer. Toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir hom, kyk daar, die disippels doen iets wat op 'n Sabbatdag nie gedoen mag word nie. Hierdie Fariseërs, vir hulle is die voorskrif van die Sabbatdag belangriker as Jesus wat hy gedoen het. Maar hy sê vir hulle, het jy nie gelees van Dawid gedoen het toe hy die manne honger geword het nie? Koning Dawid, 2000 jaar voor dit. Hy het in die huis van God gegaan en van die offerbrood geëet. Wat hy en sy manne nie mag gedoen het, die maar net die priesters. Dawid was honger en die brood van eet. Of het julle nie in die wet van Moses gelees dat die priesters op die Sabbatdag in die tempeldiens moet doen nie? Hulle oortree dis die Sabbatsgebod, tog as hulle nie skuldig is.
die tempel. As jy begryp wat dit beteken, met ander woorde, as hy daar sê, hy is groter as die tempel, bedoel hy is groter as die Sabbat, hy is groter as die tempel, hy is groter as die voorskrifte, hy is groter as alles wat jy kan ken in jou godsdienst. Hy is die Here. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Dan sal jy nie mense wat onskuldig is veroordeel. Wie sê hy soek nie die voorskrif nie, hy soek die barmhartigheid, die liefde vir mense, die omgee vir mense. En dan sê hy, die punchline, die seun van die mens is immers Here oor die Sabbat. As ons sê Jesus is die Here, dan is hy Here oor die Sabbat, oor die voorskrifte, oor die gebou, oor die tempel, oor alles wat ons ken. So, ek herhaal daar een gedeelte, ek sê vir julle, hier is een wat groter is as die tempel. As jy begryp wat dit beteken, met ander woorde, vriende, as ons sê Jesus is die Here, dan moet ons sy intensie verstaan. Hy het nie gekom om die voorskrifte erger te maak, hy het gekom om die inhoud daarvan te verduidelik, die liefde vir mense, die liefde vir God. Dis ook maar baie plekke in die Nuwe Testament staan. Daar is net twee belangrike dinge in jou hele lewe, jy moet God liefhê met jou hele hart en met jou naaste en met jouself. Dit beteken, God se bedoeling en Jesus se bedoeling is dat ons 'n barmhartige hart sal hê, 'n hart wat warm klop vir mense, sy Skepper. As jy daai hart van jou doodmaak en hart maak met voorskrifte en wette en reëls en geboue, dan het jy Jesus gemis. Hy is die Here. Die essensie verander met ander woorde. Van net voor Jesus af was die Fariseërs en die skrifgeleerdes en die wette en die tempel en die gebou en alles baie hoog geplaas. Maar het vergeet om net om te gee vir mense. Dit mense veroordeel. So, met ander woorde, my ingesteldheid, my hart, my ingesteldheid, is belangriker as al die voorskrifte van Christendom. Die preekstoel, die Bybel. Jy kan hierdie Bybel rondswaai. Jy kan hierdie Bybel rondswaai vir almal se lese. As jou ingesteldheid in jou hart nie reg is nie, dan is hierdie vir jou niks. Dit is maar ongelooflik. Dis niks. Die Bybel, die kerk, preekstoel, is niks. My ingesteldheid, my hart, is dit wat saak maak as jy sê Jesus is die Here. Jesus is die Here, dan weet jy Jesus sy ingesteldheid met alles beteken. My offervaardigheid, met ander woorde my bereidheid om te gee. Ek praat nie van offers van bring en stilligheid in Jesus staan nie. My bereidheid om myself te offer. In die Nuwe Testament sê gee jouself as 'n lewende en heilige offer wat vir God aanneemlik is. Dis die offer wat ek kan praat. My bereidwilligheid. Nie my selfsugtigheid oor my voorskrifte nie. My dienswilligheid, diensvaardigheid. Die ekstra myl wat ek loop. Jy kan vandag hier sit en al die goeders van die kerk handhaaf. Jy kan alles eer en amper aanbid, die preekstoel, die kerkgebou, die Bybel, die voorskrifte en die Sabbat en alles. Maar as een ding, as hierdie hart van jou nie reg is nie, dan sê die Bybel en Jesus sê, dan sê jy op die kerkpad. Jesus is die Here, beteken ons verstaan Jesus se intensie. En ek sluit dit af met wat in 1 Korintiërs 13 staan. Julle ken die gedeelte van al die gawes. Al praat ek die tale van mense en engele. Ek is die chief
praat in tale. Al het ek die gawe van profesie, dan kan ek vir julle sê wanneer is die eindtyd en wanneer is alles. Al ken ek al die geheimenisse, al besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om werklik te versit. Dan wil hierdie is goedes wat groot lese Christene maak. Hierdie is goedes wat die net is. Maar hierdie is die belangrikste maar in die Bybel. Ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Niks. Kapito, dan anders is kapito. So, as ons Christene is en ons sê, Jesus is die Here, dan jy kan die wet handhaaf, jy kan die Sabbat handhaaf, jy kan die voorskrifte handhaaf, maar as dit groter is jou hart, om jy hart begin word, dan word jy geskreef. Jou omgehart moet die leier wees van jou geloof, en moet die voorloper van jou geloof wees. Dan is wat ek doen. Ek sê nie om as jy aan te doen, as jy die Sabbat onderhou, en jy handhaaf die voorskrifte, en jy vas, en jy bid, en jy sonder, jy kan niks doen. Maar as dit hierdie sagte hart van jou begin hart maak, dan kan jy nie sê Christus is die Here nie. Dan moet jy begin aan gaan sê, Sabbat is die Here. Maar ons is Christene wat sê Christus is die Here. Amen. Here, moet nie laat ons afdwaal van Jesus Christus, sy intensie af, van sy bedoeling af. Jesus Christus is die een wat dit ook gebreek het. Vir ons is hy die Here en moet hy altyd die Here bly van ons geloof, van ons godsdienst, van ons toewyding. Anders is dit verniet. Gee ons asseblief weer die regte hart vir mense, vir die wêreld, vir die land. Maak ons net sag, al doen ons dit op 'n klein skaal. Maak ons toewyding net 1 graad beter. Dat ons kan aanhou sê, Jesus is die Here.